Ons lees vandag uit Galasiërs 3 vers 28. Daar is nou nie meer Jood of Griek, slaaf of vry, manlik of vroulik nie, want julle almal is een in Christus Jesus. Ek het 'n vriend wat wonder oor die Bybel. Sy wonder of hierdie antieke boek regtig nog iets vir 'n moderne wêreld te sê het. John Ortberg vertel 'n humoristiese storie oor die Romeinse keisers. Mense soos Caesar en Nero was van die magtigste mense op aarde. Hulle het leers gehad, paleise, standbeelde. Hulle name moes vir altyd onthou word. En tog, sê Ortberg, gebruik ons vandag name soos Caesar en Nero, meestal vir pizzaplekke, casinos en honde. Maar dan's daar Jesus, 'n onbekende Joodse rabbi uit 'n klein dorpie. Hy het geen leer nie, geen paleis nie, hy het nie 'n politieke ampt nie, en hy sterf die dood van 'n misdadiger aan 'n Romeinse kruis. En 2000 jaar later kan ons eenvoudig nie sy invloed op ons wêreld wegdink nie. Dis iets wat die Britse historikus Tom Holland begin ontdek het. Holland het jare lank die Griekse en Romeinse wêreld bestudeer, en hoe beter hy daardie wêreld leer ken het, hoe vreemder het dit vir hom geword, want baie van die dinge wat ons vandag as vanselfsprekend aanvaar, was glad nie vanselfsprekend vir die Romeine nie. Ons glo dat elke mens waarde het, dat 'n arme mens nie minder is as 'n ryk mens nie, dat magtige mense nie die weerloses mag vertrap nie, dat ons juis na die stemme van die slagoffers behoort te luister. Maar Holland sê, hierdie idees het 'n geskiedenis, en toe hy daardie geskiedenis terugvolg, het hy telkens by die Christelike verhaal uitgekom, dit wat ons in die Bybel lees. Dink weer aan Paulus se woorde, nie Jood of Griek nie, nie slaaf of vry nie. Ons hoor dit vandag en dink, ag natuurlik, maar in Paulus se wêreld was daardie natuurlik glad nie natuurlik nie. En dan staan in die Bybel se verhaal in die middel 'n kruis. Vir Rome was die kruis 'n teken van skaamte en swakheid en nederlaag. Maar die eerste Christene kyk na 'n gekruisigde Jesus en maak 'n verstommende aanspraak. Hier sien ons wie en hoe God is, en dit verander alles. Ware grootheid gaan nie maar net oor hoeveel mag jy het nie, maar oor hoe jy jou mag gebruik. Om te dien is groter as om te oorheers. Om jouself uit liefde vir iemand anders te gee, kan sterker wees as om te wen. Dalk is dit waarom ons die Bybel nie te vinnig moet afskryf as 'n ou boek uit 'n ander wêreld nie. Vir my vriend wat wonder, sou ek sê, kom lees hierdie boek weer. Want dalk ontdek jy dat die verhaal wat daarin vertel word, reeds baie meer van jou wêreld en selfs van jou eie waardes gevorm het, as wat jy ooit besef het. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U woord ons wys hoe om anders te lewe, en dankie dat U woord ons wêreld op so unieke manier al kom verander het. Help ons om nie vanselfsprekend te aanvaar hoe U woord ons vorm en lei nie. My gebed is, Here, dat ons weer verwonderd sal staan oor hoe U woorde ons lewens goed en mooi draai na U wil toe. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.